Ons bid saam. Heilige Gees, U wat in ons woon, ons het U van God die Vader ontvang. Ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons is gekoop, die prys is betaal, en daarom wil ons U met ons liggame, met ons liefde en met ons vreugdes verheerlik. Amen. Vriende, ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood en die Heilige Gees, ons Here. Amen. Ons gaan dan sommer ook die Here loof en prys met 'n lied. Julle het die liedere daar op die blaadjie ontvang. Ons gaan die Here eer deur vir hom te sê, Here I am to worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Julle kan maar sit, dankie. Vriende, ek wil vanmiddag vir julle voorlees uit Prediker uit. Prediker kom uit die Ou Testament en dan spesifiek uit die hoofstuk 4 vanaf vers 9 tot 12. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Die Prediker skryf: 2 is beter as 1, want 2 mense kan meer reg kry as net 1. As die een val, kan die ander een hom ophelp, en dit is sleg as die een val en daar niemand is om hom te help. 'n Mens kan homself nie warm maak nie, maar 2 kan, as hulle saam lê, mekaar warm hou. 1 word maklik oorwin, maar 2 kan 'n aanval keer. Om nie eers van 3 te praat nie, 'n 3-dubbele tou breek tog nie maklik nie. Ons lees net tot sover. Vriende, die Prediker, skrywer, die boek is wysheidsliteratuur uit die Bybel uit. Die Prediker het deur die wêreld gekyk en hy het alles raak gesien wat sleg en onbehoorlik is. Hy het gesien dat niks hiervan ook nie onder die son is nie. Dit is so oud soos die sondeval self. En hy sê, selfs al mense se pogings om dit beter te maak, is te vergeefs. Hy sê, die mishandeling wat ons sien, die onderdrukking, dis alles produkte van mense se selfsug. Maar hier in hierdie gedeelte, in Prediker 4, neem die Prediker 'n klein wending aan. He says that relationships gives meaning. Because humans are made for relationships. God het in die eerste plek die mens geskep om God se liefde te ontvang. En God skep nog 'n mens sodat mense kan wees soos God. Sodat ons kan liefde gee.
dat ons nie net ontvangers is nie, maar ook gewers. Wat die prediker ons opwys, is dat selfgesentreerdheid en selfsug isoleer mense. Om te kan regkry wat jy wil regkry, uit selfsug uit, beteken jy moet ander mense onder druk plaas, en jy moet hulle manipuleer en met mag oortuig om te doen wat jy graag wil hê hulle moet doen. En dit veroorsaak by mense haat en wrevel en nie liefde nie. So being self-centered isolates people from each other, and it makes true relationships impossible. Ons versamel goed wat nêrens heen gaan nie. Ons maak by mekaar wat ons nie regtig kan deel nie. So the secret to life, according to Ecclesiastes, the writer says that two are better than one. It's relationship that makes the world and life worthwhile. Dit is verhouding met mekaar, liefde, en ook verhouding met God, to receive the love that He gives and to love in return. Dit is hoe die oorspronklike verhoudings gelyk het in Eden. Dit is God en mens, mens en mens, mens met God. Dit is 'n span wat die lewe die moeite werd maak. When Philip and Annika came to me, I gave them this little analogy of working horses. The average working horse can pull about 3.6 tons of weight. And if you're a mathematician and you add two horses' working power together, it might seem that about 7,000 kilograms is possible. Maar jy het bietjie gevorderde wiskunde nodig. Gelukkig is Philip en Annika die gevorderde wiskundiges. Die werklikheid is dat 2 trekperde saam kan in die omgewing van 11 ton trek. So dis nie net 'n som van 2 perde wat vir ons krag gee nie. Hulle het 'n eksponensiële effektiwiteit. En die mense reken dat 2 goed afgerigte perde trek nie net 11 ton nie, maar selfs 14,5 ton. Philip en Annika, julle 2, is soos die prediker sê, meer as net die som van 2 dele. Wanneer mense saamkom uit liefde vir 'n verhouding, bring dit sin in die lewe. Maar nie net sin in die lewe nie. Dit ontsluit potensiaal. Dis meer as die som van stories. Dis meer as die som van eienskappe. Dis 'n eksponensiële produk waarna ons uitsien in julle 2 se lewens saam. Waar mense kies vir verhouding met God, verhoog die mag. Die opstandingskrag van Jesus vernuwe en versterk nie net individue nie, maar juis mense wat in verhouding en liefde leef. En waar mense in verhouding en liefde met mekaar en met God leef, verhoog die eksponensiële potensiaal van die mense. Die prediker wys dat waar 2 saamgebind word deur God, is daar groter produktiwiteit. 2 mense kan meer reg kry as 1. Ons ken die Afrikaanse spreekwoord van vele hande maak ligte werk. As die een val, kan die ander een ophelp. 'n Verhouding van liefde veroorsaak ook beter resultate. As 2 saam lê, is daar hitte. 2 se energie beteken meer as net 1 se. En daar is meer sekuriteit. 2 kan 'n aanval keer, sê die prediker. As hulle rug aan rug veg, is daar minder blinde kolle. Kan hulle die gevaar verder sien en mekaar beskerm. Ons sien dit in die hedendaagse navorsing, sosiale navorsing ook. Daar's bewyse wat sê dat mense wat met liefde in 'n verhouding, in 'n huweliksverhouding saamlewe, het meer emosionele sekuriteit.
dit vrywaar ons nie van moeilikheid nie. Dit vrywaar ons nie van verhoudingsprobleme nie, maar waar mense met opofferende liefde saam lewe, is daar emosionele sekuriteit en ook finansiële sekuriteit op die lang termyn. Dit is een van die beste beleggings wat jy kan maak. As ons 'n bietjie dieper in julle twee se lewens inkyk, dan sien ons dat God maak julle twee met 'n sekere nature. Ons ken die sielkundige beginsel van nature and nurture. Hy het julle twee geskep, elk met 'n unieke persoonlikheidstipe. Daar's goed wat vir julle elkeen maklik is om te doen en wat van nature kom. Daar's goed waarmee julle albei ook sukkel en wat verhoogde inspanning vereis. Geen twee mense se sterkpunte is dieselfde nie en geen twee mense se swakpunte is ook in daai opsig dieselfde nie. Philip en Annika, julle twee se sterkpunte word nou so saamgevoeg dat julle mekaar kan help en laat groei en die wêreld rondom julle 'n beter plek kan maak met die eksponensiële mag wat in julle lê. God skep ons ook met nurture. Dit is die pad, die verhaal, die storie wat God met julle elkeen gestap het, van die begin van julle lewe af tot hier. Dit help vorm die manier hoe julle na die wêreld kyk. Dit is stories wat julle help en leer, stories wat julle anker, wat julle identiteit vorm. And today, these two stories are being written into one, a new story. The threefold chord that Ecclesiastes talks about. It's a new story. It's a story that will consist of you as the characters, maar as hierdie gemeenskap rondom julle ook. Dis 'n storie wat as gevolg van julle in mekaar geweef is en julle gaan baie keer nie eers die volle betekenis en impak van hierdie storie sien nie. Miskien jare later. Maar ons weet nog nie. Maar dis 'n storie wat ook kleur gegee word deur God. God wat homself kom gee. Julle twee het die behoefte gehad dat ons hierdie as 'n erediens doen, dat ons na die Bybel toe gaan, want ons sien in die Bybel dat God gee homself sodat die moeilikheid in die lewe opgelos kan word. Sodat selfgesentreerdheid van binne na buite gedraai kan word. Dat twee individuele mense vir mekaar kan sê, ek kies vir jou. Ek kies om jou lief te hê. Ek kies om my lewe vir jou te gee, soos wat Jesus homself vir ons gegee het. Die verhouding waarvan Prediker praat, is net moontlik as ons onsself gee soos Jesus. En wanneer ons onsself so volledig gee soos Jesus, dan word die eksponensiële mag groter as wat die van twee goed afgerigte trekperde is. Om die waarheid te sê, wanneer julle julleself vir mekaar gee, soos wat julle bedoeling is, dan word God self sigbaar. Julle kies vir 'n verhouding met mekaar en 'n verhouding met God. En wat ons vandag in en deur julle twee sien, is 'n voorbeeld en 'n voorsmaak en selfs 'n instrument van God. Julle word vandag vir ons 'n foto van God se liefde. Vriende, ons het hier nie teenwoordigheid van God saamgekom om getuies te wees van die bevestiging van die huwelik van Philip en Annika. Ons het ook saamgekom om vir God se seën op hulle huwelik te bid en om te deel in hulle vreugde. Ons Here Jesus Christus het deur sy teenwoordigheid by die huwelik in Kana in Galilea hierdie lewensverbintenis tussen twee mense geseën. Die huwelik gee uitdrukking aan die besorgdheid van God toe hy in die begin gesê het, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy dan mense vir mekaar gemaak om mekaar aan te vul en mekaar by te staan. Om so deur die Here verenig te wees is 'n voorreg, 'n vreugde en 'n verantwoordelikheid. Op 'n ander plek in die Bybel word die huwelik vergelyk met die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Soos wat Christus en die gemeente aan mekaar verbind is, so word julle vandag as man en vrou aan mekaar verbind.
Soos wat die verbintenis tussen Christus en die gemeente 'n band van liefde is, so word julle ook met 'n band van liefde aan mekaar verbind. Deur die doop word ons herinner aan Christus se belofte dat hy ons God is en kies om aan ons verbind te bly. Ek wil nou vir julle geleentheid gee om mekaar te herinner daaraan dat julle albei gedoop is. So kom maak julle vingers nat in die water en maak 'n kruis in mekaar se handpalms om mekaar te herinner aan hierdie verbintenis wat Jesus aan julle gemaak het. Soos wat Christus die gemeente liefhet, so moet julle mekaar ook lief hê. Soos wat Christus homself vir die gemeente oorgegee het, so moet julle self aan mekaar ook oorgee. En soos wat die gemeente aan Christus toegewy is, so moet julle ook aan mekaar toegewy wees en mekaar se belange op die hart dra. Deur die nagmaal word ons herinner aan die manier waarop Christus se toewyding sigbaar geword het. Ek wil daarom vir julle elkeen 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn gee as teken daarvan dat Jesus deur sy liggaam en sy bloed ons aan hom verbind hou en ook julle aan mekaar verbind hou. Philip en Annika, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor 'n lewe van wederwysige liefde en trou leer? En is dit julle opregte voorneme om in julle huwelikslewe hiervolgens in te rig? Begeer julle om met die seën van die Here in die eg verbind te word? Wat is julle antwoord? Ja. Gee daarom aan mekaar dan ook die regterhand. Kyk mekaar lekker in die oë. Philip, aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy Annika tot jou wettige vrou aanneem? Ja. As hy hart en duidelik beloof dan agter my aan hardop voor God en sy gemeente. Voor God en sy gemeente Beloof ek Philip liefde en trou. Beloof ek Philip liefde en trou. beloof ek Philip liefde en trou Vir altyd en in alle omstandighede vir altyd en in alle omstandighede aan my bruid Annika. aan my bruid. Annika, aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy Philip tot jou wettige man aanneem? Ja. Beloof dit dan hardop voor God en sy gemeente. Voor God en sy gemeente Beloof ek Annika liefde en trou. beloof ek Annika liefde en trou Vir altyd en in alle omstandighede vir altyd en in alle omstandighede aan my bruidegom Philip. aan my bruidegom Philip. Vriende, ons gaan nou vir hulle 'n ringe gee waarmee hulle hierdie belofte wat hulle sopas gemaak het aan mekaar gaan simboliseer. So ons het nou die ringe nodig. Voor ons dit aansteek, wil ek graag 'n seënbede ook doen vir die teken wat hierdie ringe is. Heilige God, mag hierdie ringe 'n teken vir Philip en Annika wees van liefde sonder einde. Mag dit hulle herinner aan die belofte wat hulle vandag gemaak het en hulle help om vir altyd en in alle omstandighede getrou te wees aan mekaar. Baie dankie dat ons vir u seën op hulle huwelik ook hierdeur kan bid. Amen. Julle kan nou hierdie ringe aan mekaar se linker ringvinger steek as 'n teken van die beloftes wat julle sopas aan mekaar gemaak het. Hy is aan. Philip, jy mag jou bruid nou soen. Nou verklaar ek dat Philip en Annika wettig en met die seën van die Here getroud is. Vriende, kom ons staan weer en dan sing ons as 'n gebed, as 'n seëngebed. Bless the Lord, O my soul. En ons bid dit ook toe op Philip en Annika se lewens.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Vriende, julle kan so bly staan. As julle die vrymoedigheid het, kan julle julle hande uitsteek wanneer ons die seën oor Philip en Annika uitspreek. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees seën en bewaar en beskerm julle. Mag God die rykdom van sy genade op julle uitstort, dat julle getrou aan mekaar mag saamlewe en die seën van ewige lewe saam mag ontvang. Amen. Julle kan maar weer julle plekke inneem.